Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. My bede is dat die Heilige Gees hierdie boodskap van God vanuit sy woord in jou hart en lewe sal bevestig. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is steeds besig met ons reeks uit die brief van 1 Johannes. En vanmôre lees ons 1 Johannes 3, vers 4 tot 7. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Sonde, broeder en suster, is deel van hierdie aardse bestaan. Sonde vernietig lewens, en alle mense is in sonde vasgevang en gebore. Maar ons kan nie die ewige lewe in die hemel ingaan, as ons lewens vol sonde is nie. Daar moet afgereken word met ons sonde. En die Bybel kom leer vir ons, die enigste manier hoe dit gebeur, is wanneer ons sonde skuld voor die Here erken, en dit bely en laat staan. Jesus Christus het juis na hierdie wêreld toe gekom, vir sondaar mense, om te betaal aan die kruis, vir al ons sondes, en sy bloed wat gevloei het, en sy liggaam wat verbrysel is, het die hoogste prys betaal, sodat ek en jy regverdig verklaar kan word in God se oë. Maar die oomblik wanneer dit in ons lewe gebeur het, wanneer ons kinders van God geword het, en daar afgereken is met ons sonde, dan kan ons nie voortgaan met sonde nie. Dan kan ons nie maar net aanhou sondig nie. Dit pas by wêreldse mense. Ek en jy moet stry teen sonde. Ons moet klaarmaak met sonde. Ons moet dit aflê in ons lewe. En ons moet gaan leef soos Jesus geleef het. Hy is regverdig. Daarom moet ek en jy ook regverdig wees. Wanneer ek en jy dalk in 'n oomblik van swakheid val en sonde doen, moenie daar bly lê nie. Maar staan op, erken dit voor die Here, bely dit voor God, en dan leer 1 Johannes 1 vers 8 en 9 vir ons, dat daar vergifnis vir al ons oortredinge is. Die Here wil nie hê dat ons moet bly lê in die poel van sonde nie. Hy wil ook nie hê dat sonde 'n houvas op ons lewe sal hê nie. Maar Jesus Christus het ons juis vry kom maak om vry te lewe, vrygekoop deur sy bloed en regverdig verklaar voor die oë van God. En daarom moet ek en jy altyd die regte pad kies, soos wat Jesus geleef het. En ons moet teen sonde kies, wat lewens wil verwoes. Hierdie nuwe dag lê voor ons, kom ons maak die regte keuses. Ons hou die oog op Jesus gerig. Ons lewe as regverdige mense, wat vrygekoop is deur sy bloed. En ons lewe dankbaar vir alles wat Jesus vir ons kom doen het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in hierdie nuwe dag loof en prys ons u groote naam, want u is die enigste ware God. Baie dankie vir u genade wat so groot is in ons lewe, en dat u deur die Bybel vir ons kom leer wat u wil vir ons is. Here, sonde is deel van hierdie wêreld en hierdie aardse bestaan, maar ons wat u kinders is, wil breek daarmee. Ons wil klaarmaak daarmee. Help ons, Here, om te stry teen sonde in ons lewe. Maar laat ons ook ons sonde bely voor u, wil u ons skoon was in Jesus se bloed. Verklaar ons regverdig in u oë, en dankie, Here, dat u ons kom vrykoop het deur Jesus ons Here. Ons vra dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Vriende, baie dankie, 'n mooi dag.